Hier is November 2025 se stroombaan. Ons het twee identiese hoofligte, L1 en L2, en ons sien ook 'n aansitmotor. En baie leerders sukkel daarmee, maar die aansitmotor is in parallel gekoppel met die hoofligte. Meer daaroor 'n bietjie later. Die hoofligte het elk 'n weerstand van 12 ohm en die aansitmotor het 'n weerstand van 0,1 ohm. Die battery het 'n onbekende EMK as ook 'n onbekende interne weerstand. Net interessantheidshalwe, 'n baie soortgelyke vraag is in 2023 gevra in die graad 12 IEB eindeksamen. Ons sien selfs dat die weerstande dieselfde grootte is. Skakelaar S2 is wel na links, waar in die ander geval is die skakelaar na regs en die aansitmotor het 'n weerstand van 0,1 ohm en hier het hy 'n weerstand van 0,05 ohm. En 'n soortgelyke vraag het ook 'n draai gemaak in die 2025 WKOD rekordeksamen. Eerstens is daar aan jou gevra om die EMK te definieer. Nou die EMK is die maksimum arbeid verrig deur die battery per eenheidslading. Nou as 'n mens dit prakties wil bepaal in 'n stroombaan, dan vat jy 'n voltmeter en jy skakel die voltmeter in parallel oor die batterye. Maar die skakelaar moet oop wees. Daar moet geen stroom deur die stroombaan vloei nie. Die lesing op jou voltmeter gaan dan vir jou die EMK gee. Nou hierdie definisie is al 'n paar keer gevra. In 2018 moes jy die definisie toegepas het, maar hierdie as ook Ohm se wet is belangrike definisies wat jy in matriek moet ken. Skakelaar S1 bly oop terwyl skakelaar S2 gesluit word. Die lesing op ammeter A2 is 120 ampere. Bereken die lesing op die voltmeter. So, daar is geen stroom wat deur ammeter A1 vloei nie, die hoofligte gaan nie tans brand nie, slegs die aansitmotor kry nou stroom. En dit is 120 ampere. So om die voltmeter lesing te bepaal, V is gelyk aan I maal R. Die stroom is 120 ampere en die weerstand is die weerstand van die aansitmotor en dit is 0,1. So die potensiaalverskil is 12 volt. Skakelaar S1 word nou gesluit en skakelaar S2 word oopgemaak. Die drywing verbruik deur elke gloeilamp is 15 watt. So drywing is P en P is 15 watt. Bereken die stroom wat deur L1 gaan. Nou ons weet die drywing van gloeilamp L1 is 15 watt. So ons weet drywing is gelyk aan die stroom gekwadreer maal met die weerstand. So dan kan ons mos nou skryf die stroom deur gloeilamp L1 gaan gelyk wees aan die vierkantswortel van die drywing gedeel deur die weerstand. So die vierkantswortel van die drywing is 15 watt gedeel deur 12 ohm. En dan kry ons die stroom deur gloeilamp L1 is 1,12 ampere. Volgende moet ons die lesing neerskryf op ammeter A1. Nou ons weet dat die stroom wat deur gloeilamp L1 vloei is 1,12 ampere. Maar hierdie twee gloeilampe is identies. Met ander woorde, die stroom wat deur hulle vloei gaan ook identies wees. Met ander woorde, die totale stroom deur A1 sal die som wees van daardie twee. Of ons kan net die 1,12 vat
en dit vermenigvuldig met 2 en dan kry ons 2,24 ampere. Onthou, die vraag vra skryf neer. Dit beteken, dis nie veronderstel om 'n lang berekening te wees nie, dis veronderstel om iets te wees wat jy logies kan aflei. Hierdie was 'n baie lekker vraag. Ons sit met 2 onbekendes. Ons EMK is 'n onbekende en dis wat ons hierso moet bereken, maar die interne weerstand is ook 'n onbekende. 2 onbekendes, ons gaan 2 vergelykings nodig hê om dit te kan oplos. Jy kan ook kyk na die 2023 IEB eindeksamen en jy sal sien die vraag is op 'n soortgelyke wyse tog 'n bietjie makliker toe ook gevra. So, kom ons kyk eers na die situasie met skakelaar S2 gesluit. Ons weet die stroom deur ammeter A2 is dan 120 ampere. Nou, jy ken jou algemene vergelyking, die EMK is gelyk aan die stroom maal met jou eksterne weerstand plus die interne weerstand. In hierdie scenario is die stroom 120 ampere. Die eksterne weerstand is slegs die weerstand van die aansitmotor, dit is 0,1 ohm, plus die interne weerstand wat onbekend is. So kom ons vermenigvuldig dit in, dan kry ons 12 plus 120 R. En dit is basies vergelyking 1. In die volgende scenario is skakelaar S1 gesluit, en dan weet ons dat die stroom deur A1, jy het dit nou net bereken, is 2,24 ampere. So, selfde vergelyking, die EMK is gelyk aan die stroom plus die eksterne weerstand plus die interne weerstand. Die stroom is 2,24 en dan, wat is my effektiewe weerstand van die parallelskakeling? Nou, jy kan dit op die lang manier gaan doen, onthou die kortpad metode is, as daar identiese weerstande in parallel is, dan neem jy die weerstand van een van daardie weerstande en jy deel dit deur die aantal weerstande wat daar in parallel is. In hierdie geval, die weerstand van een hooflig is 12 ohm, daar's 2 van hulle, so ons weet die effektiewe weerstand gaan 6 ohm wees. En hierby tel ons die onbekende interne weerstand. En as ons dit dan invermenigvuldig, dan kry ons 13,44 plus 2,24 R. En hierdie is ons tweede vergelyking. Nou het ons 2 vergelykings en 2 onbekendes. So nou kan ons die interne weerstand en die EMK bereken. Rieflikheidshalwe, daar is vergelyking 1 en daar is vergelyking 2. Kom ons stel hulle gelyk aan mekaar. So 12 plus 120 R is gelyk aan 13,44 plus 2,24 R. So nou is dit net vereenvoudig, so 117,76 R is gelyk aan 1,44. So die interne weerstand baie laag, dis 0,012 ohm. Nou vervang ons bloot daai berekende interne weerstand in een van ons vergelykings in, so dit gaan wees 12 plus 120 maal met 0,012 ohm, en dan kry ons EMK van 13,47 volt. Beide skakelaars word nou gesluit. Hoe sal die lesing op die ammeter A1 beïnvloed word? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Verduidelik jou antwoord sonder om 'n berekening te gebruik. So, hoe beantwoord ons hierdie tipe vraag? Teen die tyd weet jy al, ons keer terug na ons ou staatmaker, RFF. Voordat ons hierdie probleem aanpak,
wil ek net dit uitwys, dat baie leerders kleitrap en nie insien dat die aansitmotor in parallel is met die hoofligte L1 en L2 nie. Dis maklik om dit te sien as jy weet die stroom vloei vanaf die battery en dan, kyk wat gebeur hierso, die stroom verdeel. Dit is 'n parallel vertakking. En ook hierso, die stroom wat daar vloei, hier kan jy tog duidelik sien, ons sit met 'n parallel vertakking. So tegnies, lig L1 is in parallel met lig L2 is in parallel met die aansitmotor. Nou, om hierdie vraag makliker te beantwoord, het ek hierdie stroombaan oorgeteken sodat jy duidelik kan sien, ons het te doen met 'n parallelstroombaan. Jy is meer as welkom om hierdie stroombaandiagram te vergelyk met die oorspronklike ene, maar jy sal vind dit is identies. Hy's net anders georganiseer, maar hier kan jy duidelik sien, die aansitmotor is in parallel met die twee gloeilampe. Nou, as beide skakelaars gesluit is, beteken dit daar is meer weerstande in parallel. En hier's 'n deel waar baie leerders ook 'n fout maak. Onthou, hoe meer weerstande ek in parallel byvoeg, hoe laer is my totale weerstand. So totale weerstand neem af. Ek weet, intuïtief maak dit nie sin nie, maar onthou, daar's meer bane, daar's meer weerstande in parallel, maar dit beteken my totale weerstand neem af. En dan is dit maklik, as die totale weerstand afneem, dan gaan my stroom toeneem. En as my stroom toeneem, onthou, die interne potensiaalverskil is my totale stroom maal met my interne weerstand, en dit is 'n konstante, dis 0,012 ohm, maar as I toeneem en R bly konstant, dan gaan V intern toeneem. En onthou, die EMK is die som van die interne potensiaalverskil plus die eksterne potensiaalverskil. So as V intern toeneem, dan gaan V ekstern afneem. Maar nou het ek nog nie my vraag beantwoord nie. Die vraag is, wat gaan gebeur met die stroom deur ammeter A1? Nou kom ons fokus op gloeilamp L1. Ons weet dat die stroom deur daai gloeilamp kan ons bereken deur te kyk na die potensiaalverskil oor gloeilamp L1, en dit gaan natuurlik daardie lesing wees, wat natuurlik V ekstern is. En ons deel dit deur R. Nou R is steeds 12 ohm, dit het nie verander nie, maar V ekstern het afgeneem, so daardie waarde het afgeneem. So wat het gebeur met die stroom deur gloeilamp L1? Dit het afgeneem. Net so het die stroom deur gloeilamp L2 het dit ook afgeneem. So wat gaan gebeur met my lesing op ammeter A1? Dit gaan afneem, en dit maak sin. Visualiseer dit gou, veral ouer motors. As jy in die motor sit, die sleutel is in die aansitter en jy begin hom aan te sit met die hoofligte aan. Sodra jy die sleutel draai, wat gebeur met die hoofligte? Hulle word vir 'n oomblik dowwer, minder drywing, en onthou, drywing is I² maal R. Die weerstand van die hoofligte bly dieselfde, maar die stroom neem vir 'n oomblik af, want die drywing neem af, of omgekeerd, die drywing neem af, want die stroom neem af, en dan daarna, as die aansitmotor klaar sy werk gedoen het, en die engine loop, dan word die ligte weer helder. Maar ja, hierdie is riffefe met 'n aan die einde, maar die antwoord is, die totale stroom deur A1 gaan wel afneem.